En dan weet ons ontmoet mekaar vanmôre hier in Christus, en dit gaan oor God wat ons elkeen genadig is. Kom ons sing die bekende genade onbeskryflik groot, ook direk daarna. Kom ons sing hierdie 2 liedere saam.
Hier in die teenwoordigheid van ons Vader in sy huis, bely ons met ons hele wese, wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skuld, want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof saam met al die nasies. Ja, kom ons loof en prys God met die sing van Psalm 47 vers 1 en vers 3. Ons geloof van harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Een wetsgeleerde het een keer by Jesus gekom en vir hom gevra, maar wat is die belangrikste in die wet van die Here? En toe het Jesus hom geantwoord met daai bekende woorde, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons moet lief hê, maar dis liefde wat ons kort kom. Kom ons gaan na die Here toe
en ons bely en ons sit ook ons hoop en ons verwagting in die vergifnis wat daar net in Jesus Christus is, maar ook dat die Here ons deur sy Gees werklik ons harte sal vul met die liefde van Christus, om ons hierin te laat groei, dat ons ook kan leer hoe om lief te hê. Terwyl ons so bly sit, lied 245, vers 1 en vers 2. Kom ons buig ons hoofde saam. Ons Vader in die hemele, ja, ons kon vanmôre ons hoogste loflied sing, omdat U die Skepper God is. Net daarvoor kan ons U naam groot maak, om elke nuwe dag te beleef, elke nuwe sonsopkoms. Ja, Here, om U hand in die skepping te kan raak sien, is genoeg vir lof, aanbidding en eer wat U alleen toekom. Maar ons kan ook vanmôre jubel en juig, omdat U ons verlosser in Christus is. Ja, Here, U grootheid styg uit, bo U wat reeds groot en almagtig is. Want U liefde ken geen einde nie. U genade is so onbeskryflik groot. Ons kon daarvan sing en ons kan jubel en juig, omdat U ons elkeen as U kind omhels, en vir ons sê, maar jy is myne, in Christus skoon gewas. Ja, Vader, ons sondes, dit bring ons voor U, ons liefdeloosheid, ons sukkel so om lief te hê. In ons gedagtes is ons soms altyd besig met 'n oorlog, met iemand. Ons is besig om 'n argument te wen, en Vader, is ons in stryd met almal om ons. Here, ons sit altyd en kyk, waar is daar moeilikheid? Waar is daar probleme? Waar is die dinge verkeerd in ons lewe? En dan kyk ons mis wat ons reeds in Christus ontvang. Wil U self deur U Gees kom en ons harte en ons gedagtes reinig. Ja, vestig in ons harte 'n nuwe gesindheid. Reinig ons denke deur U Gees, sodat ons waarlik nuut kan wees. En Vader, dat ons kan groei en kan toeneem in die liefde van Christus. Ja, mag U Gees en sy vrug in elkeen van ons groei en toeneem. Elke dag net meer en meer. Doen dit in die lig van U woord. Doen dit deur die krag van U Gees. Ook nou, as ons U ontmoet, wees U self die bedienaar van U woord.
in ons harte, sodat ons lewens 'n nuwe lied kan sing tot die eer van ons Here en ons God. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Voor ons gaan saam lees, kom ons sing liedboek 488, kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam, vers 1 en vers 4. Psalm 96, vers 1 tot 13. En ons hou dit aan die voor vanuit die Nuwe Afrikaanse vertaling, of soos ons dit ook ken, die 83 vertaling. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Onsagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit, krag en glans vol sy heiligdom. Prys die Here, alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhowe toe. Bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Verkondig onder die nasies, die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here sal die volk regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis. Die veld en alles daarop moet jubel. Al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here. Want hy kom. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. Wat 'n pragtige lied is dit nie hier en nie. En dit is 'n lied wat in elkeen van ons harte moet jubel en juig. En daarom ook ons fokusvers, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Julle, net soos elke sonsopkoms, elke oggend, ja, 'n nuwe dag uitroep. En ons weet in die lig van Psalm 119, dat as mens die rooi daar het, en mens sien dit so mooi hier van voor die kerk se pad af, vroeg in die oggend as ek met my honde gaan stap. Elke keer as jy daai rooi skynsel oor Johannesburg sien, en jy sien sy silhouet, dan weet ons, maar nou sê die nag vir die dag, maar daar's net een Skepper. Hy het alles gemaak. Hy is die God wat elke nuwe dag skep. En net so kan ek en jy ook elke nuwe dag dit uitroep, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. God wat die hemel en aarde geskep het, is ook die God wat elke dag kom en dit wat sonde gebreek het, kom herskep hy. Die Bybel, die geskiedenis is God se geskiedenis van sy herskepping, van 'n stikkende,
stikkende wêreld. Ag, nadat hy alles van die aarde met die sondvloed afgevee het, begin hy net met Noag en sy gesin. Ook nadat hy die mens oor die wêreld versprei het, kom hy en hy begin nie met sy verbond in Abraham. Ag, en dan weet ons, nadat hy sy volk daaruit Egipte gaan verlos het, dan begin hy nie deur met hulle 'n nuwe verbond te sluit, daar by Berg Sinai. Die profete hier aan die einde van die Ou Testamentiese tyd het bekend gemaak dat hy weer nuut gaan begin, maar dat hy hierdie keer sy wet deur sy Gees in ons harte kom neerskryf. Die hele Nuwe Testament, die hele Nuwe Testament getuig van God se nuwe begin in Christus. Ja, Christus is die wingerdstok in wie elke kind van God geplant is, sodat ons met nuwe lewe, nuwe krag, vrugte van die Gees kan dra, en dat ons lied kan laat sing onder die nasies, maar God alleen heers en regeer tot in ewigheid. Daarom, op grond van Christus se verlossingsdaad, kan ek en jy vanmôre hier sit. En ons kan hierdie hoop in ons hê, en hierdie uitsien, hierdie verlange, na die dag wanneer God alles volmaak nuut gaan maak in Christus. Na daardie oomblik wat Christus gaan terugkom op die wolke, om oor die hele aarde te heers. Hier waarvan die psalmdigter sê, daai dag, wanneer Christus gaan terugkom, om oor die hele aarde te heers. En dan gaan ek en jy, die nuwe hemel, die nuwe aarde, ons Vader in Christus sien, met ons eie oë, en ons gaan by hulle wees. Hy is ons God, en ons as sy kinders. Deur sy woord, fokus die Gees met hierdie psalm ons harte op God wat altyd nuut begin. Die hele Bybel getuig daarvan, die hele evangelie wat ons so goed ken, moet hierdie lied in ons wakker maak. Ja, deur die geloof hoor ons reeds die hemelse feesgeluid, wat sing van 'n nuwe volmaakte lied van al God se kinders, wanneer ons saam met 'n engeleskaar eendag gaan sing, saam met al God se kinders. In die moeilikste omstandighede, gee hierdie sekerheid wat ek en jy in Christus het, vir ons blydskap en hoop. Maar weet julle wat? Die wêreld daar buitekant ken nie hierdie waarheid nie. So baie mense met wie ek en jy elke dag te doen kry, wat ons in die oë kyk, ken nie hierdie waarheid. Hierdie blydskap wat ons in ons hart het oor die verlossing in Christus nie. Hulle het nie hierdie hoop op hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde wat God aan ons beloof nie. So baie mense wat elke dag ons pad kruis, leef nog sonder hoop, sonder enige blydskap. En daarom roep Psalm 96 ons op vanmôre, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. God se heil moet verkondig word. In die Griekse Ou Testament word na hierdie psalm verwys as 'n psalm van Dawid. Ja, psalm toe hy die tempel na die ballingskap herstel is. Ja, lang voor die ballingskap het Dawid hierdie psalm gedig. En dis heel moontlik in die tyd toe hy die ark na Jerusalem toe laat kom het. Maar hierdie psalm het in die tyd na die ballingskap het hy 'n nuwe betekenis gekry. Ja, toe hierdie mense vanuit ballingskap teruggekeer het na hulle eie land, na die tempel en na alles wat vir hulle kosbaar was, het hulle weer beleef dat God in hulle groot genade bewys het. Hy het hulle terug na hulle eie grond toe gebring. Hulle kon weer nuut begin met sy eie kinders daar in die tempel. Hulle kon weer na die woordverkondiging luister. Hulle het weer nuwe rede gehad om God te loof en te prys. Nou weet ons dat reeds in die tyd van Abraham, Dawid,
die ballinge, in die tyd na die ballingskap. Ja, God het aan sy kinders genade bewys. Hy het al sy uitverkore kinders en al sy uitverkore kinders, ook onder al die nasies, het hy al in sy vizier gehad, toe hy sy kinders verlos het in die tyd van die Bybel. Ook wanneer God deur sy Gees, die evangelie in ons harte werk, hierdie nuwe lied in ons harte wakker maak, het hy reeds van sy kinders wat dalk nog nie tot geloof gekom het nie, het hy hulle in versier. As Paulus in die Nuwe Testament skryf, dat Christus God se groot genade geskenk aan al die nasies is, dan kom hy so mooi in die Romeinebrief, en dan haal hy letterlik uit 3 psalms, wat fokus, dat die evangelie, God se reddingsdade, het 'n fokuspunt, sy vizier, sy korrel, is op al die nasies. Daarom skryf die apostel Paulus, hy, en dan praat hy van Christus, het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van die naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaia sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Wie julle so bly, as wat elkeen van ons vermoere, as God se verloste kinders kan wees. Ja, ons harte moet dit kan jubel en juig, dat ek in Christus verlos is. So bly, as wat ons daaroor kan wees. Moet ons ook weet, God se verlossingswerk eindig nie by my nie. Reeds, deur sy Gees, is sy fokus en sy versier op ander wat my pad gaan kruis. God se genadewerk in sy kinders, en elkeen van ons, ook in hierdie nuwe Suid-Afrika, met sy nuwe regering, en met sy nuwe leiers, en met sy nuwe uitdagings, het 'n groter doel as net ek en jy. Hy het 'n groter doel as net hierdie handjievol mense en ontdekkers vanoggend. Ja, en dit is, ons moet die blydskap en die vreugde in God, moet ons met al die mense, die woord wat hier gebruik word, die ganse aarde, moet ons dit deel. Hulle moet dit ook hoor. En vir al 3 dinge, moet hulle hoor, in die lig van ons teksverse. Hulle moet hoor van God se eer. Hulle moet hoor, dat hulle ook deel kan word van God se volk. En dan laastens moet hulle ook hoor, dat God regverdig gaan oordeel. Dit kom. Baie mense hou nie van hierdie boodskap nie, maar God gaan ook regverdig oordeel. In die eerste plek moet hulle hoor van God se eer. Ja, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag, vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke en sy wonders. God se eer lê daarin, dat hy 'n plan van heil, 'n plan van verlossing, vir elkeen van sy kinders het. En daai hele plan, die werkwyse hoe dit gedoen word, hoekom hy dit doen, van waar dit kom, is vir ons duidelik in die Bybel opgeteken deur die Gees. En hy roep elke kind van God deur sy woord en deur sy Gees. Hy was ons skoon van alle sonde vuilheid met die bloed van sy seun. Hy werk in ons harte 'n ware geloof, sodat ons vrygespreekte kinders van God kan wees. Dit vier ons elke keer as ons nagmaal vier in hierdie gemeente. Ook as ons 'n doop bedien, dan dink ons daaraan dat ons skoon gewastes is deur die bloed van Christus. Die hele dag moet my blydskap teenoor vriend en vyand 'n weerkaatsing wees van God se liefde en sy genade vir my, vir elkeen van ons. En saans as ek vol vrede my kop gaan neerlê, dan dank ek God vir sy verlossing. En hiermee
moet ek aangaan dag na dag. Elke dag aan alle mense. Net soos wat die son elke oggend opkom oor elke mens. So moet ek en jy kan getuig elke dag van die verlossing wat daar in Christus is. En dan veral in die lig, soos wat die Gees het vir ons in die Bybel laat opskryf het. Die tweede ding natuurlik, die ganse aarde moet ook hoor, dat hulle ook deel kan word van God se volk wat hom besing. Ja, ons lees hier in vers 7, gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte, geslagte van die volke. As dit kom by die verlossing wat God bring, Paulus skryf dit so mooi later in die Galasiërsbrief, maak dit nie saak of jy Jood, Griek, vryman of slaaf, man of vrou is nie. Maak nie saak of jy 'n babietjie of 'n ou mens is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Die boodskap van verlossing is vir ons en ons kinders en almal daar buite. Hulle moet dit hoor in die lied wat ek en jy sing met ons woorde en ons dade. En ja, wat ons doen elke dag. God se eer lê juis daarin dat hy sy kinders vanuit al die nasies kies en dat hy hulle juis nader kan bring na hom toe, dat hulle die roepstem van die Gees kan hoor deur die stemme, deur die dade van liefde van sy kinders. Dus soos hy deur al die eeue in sy kerk gewerk het en deur sy kerk gewerk het om sy kinders bymekaar te maak. Ja, niks wat ek en jy doen, kan God van sy plan laat verander nie. Maar ek en jy kan deel wees van God se werksaamheid. Sy plan, om sy roepstem te laat hoor, om sy eer groot te maak. Maak nie saak of dit oud of jonk, wie die persoon is wat voor my staan nie, maar dat my dade en my woorde 'n loflied sal wees, wat vir hulle sê, maar God het jou oneindig lief in Christus. Kom na hom toe. Kom dat ek jou meer van hom vertel. Laat dit daai lied ook in jou hart 'n lied word. Maar hulle moet ook hoor, in die derde plek, dat God regverdig gaan oordeel. Sê onder die volke, die Here is koning. Met ander woorde, wat hy sê is reg. Wat hy sê is verkeerd. Ja, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Julle, ons kan op enige plek, in enige land op hierdie aarde gaan staan. En die ganse skepping kan ons aan iemand uitwys. Die grootsheid van die sterrehemel, die skoonheid van blomme en plante, die asemrowendheid van berge en valleie. Ja, ons kan in stomme verwondering staan oor hoe God die diere ryk geskep het, die insekte. Al hierdie dinge kan ons aan iemand uitwys en vir hulle sê, die Here is koning. Kyk na hierdie dinge. Besef dat hy koning is, dat hy skepper is, dat sy woord die eerste en laaste woord altyd oor my lewe is. Hy hou alles in stand en hy sal nie die goeie te nakom nie, maar hy sal ook nie die slegte laat wegkom nie. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Sy kinders spreek hy net vry op grond van Christus se oorwinning aan die kruis. Ja, sy dood en sy opstanding alleen maak ons vry. En omdat Christus ons skuld betaal het, kan hy oor ons elkeen regverdig oordeel, sonder enige verdienste van ons kant af. Spreek God ons vry van enige oordeel. Maar God verwerp hulle wat Christus verwerp. Baie mense hou nie van hierdie boodskap nie, maar die Bybel is baie duidelik hieroor. Hierdie bekendmaking onder die nasies van God se eer en heerlikheid, soos ons dit in Christus ken, moenie vir ons 'n moeilike werk wees
om te doen nie. Dit moet nie iets wees waaroor ons moet stil bly of ek kan nie nou daaroor praat nie. Dit is te moeilik om vir iemand iets daaroor te sê nie. Nee, dit moet nooit 'n swaar las wees wat op ons druk nie. Dit is 'n krag wat ons aanspoor en ons sterker maak. Maar die wonderlikste wat die psalmdigter vir ons leer, dit laat ons sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Is dit nie aangrypend nie? Is dit nie aangrypend nie? Die opdrag van die kerk, die opdrag van ons Here om disippels te maak, die groot opdrag aan elkeen van ons, moet ons singend doen. Dis 'n lied uit my hart uit. Die sending van elke gelowige, elke gemeente, die kerk oor die hele aarde, is 'n singende sending. Dit is so tragies as ons lewens nie 'n lied het om te sing nie. Nee. Die een wat snap, besef wat ek in Christus ontvang, sal sing. Ons sing wanneer ons bly is, wanneer ons gelukkig is, wanneer ons gewen het, ja, dan sing ons. Het julle gehoor hoe hulle gesing het gisterand op Loftus? Het julle gekyk? Die sangeres het op 'n kol toe, maak sy stil, toe sing daai Loftus die volkslied uit volle bors. En dit oor 'n moontlike oorwinning deur die Springbokke. Miskien het ons almal geweet hulle gaan wen, né? Mense, ons oorwinning vir ewig in Christus is gewaarborg. Mense, moet ons kan sing sonder begeleiding, moet ons kan sing sonder dat iemand vir ons voorgaan. Ja, ons het soveel meer om te kan sing. Die verlossing in Christus is soveel groter, dit is soveel heerliker as enige oorwinning wat ons in ons lewens kan ervaar. Daarom is hierdie opdrag om God se heerlikheid onder die nasies bekend te maak. Dis verfrissend, dis lewenslustig, dit moet uit my hart uitborrel. En weet julle wat? Elkeen van ons is hiertoe geroep. As jy met jou hele hart glo en met jou hele mond bely dat Jesus Christus jou Here en Verlosser is, word jy eintlik deel van iets groter as jou grootste drome. My hart en my lewe word 'n lied. 'n Lied wat God se lof en sy eer besing. Om Christus te omhels beteken om my medemens te omhels. Dit mag iemand wees uit volke en tale en nasies wat ek gedink het ek sal dit nooit doen nie. Daar is mense vir wie Christus aan die kruis gesterf het. Mense wat dalk op hierdie oomblik nog nie weet dat Christus Here en Koning is nie. Jy sien, my en jou se grootste vreugde lê daarin om God se eer onder die nasies bekend te maak. Julle, solank ek terughou, wonder wie kan tot bekering kom en kan God in hierdie ou se hart werk of nie, dan demp dit my lied. Dan maak dit my stil. Nee. En dan gaan ek heel moontlik nooit die grootsheid en die heerlikheid daarvan beleef om te sien hoe iemand werklik tot geloof kom in ons Here Jesus Christus nie. Eers as ek na mense kan kyk soos wat Christus na hulle kyk, hulle met 'n glimlag op die mond en met 'n lied in die hart kan lief hê soos wat God my liefhet, dan het God sy doel in my bereik. Want dan gaan my verlossing verder as net ek. Die lied wat ons moet sing is ook 'n nuwe lied tot eer van die Here. 'n Nuwe oggend, 'n nuwe blaartjie, 'n nuutgebore babietjie wys op lewenskrag. Dit wys op 'n nuwe lewe wat die Gees in iemand blaas. Die lewenskrag
in elkeen van ons is nie 'n lewenskrag wat ons van 'n vorige generasie gekry het. Ja, oupa en ouma se getuienis is belangrik in my lewe, maar my krag lê nie in hulle nie. Dis die Gees van God wat in my hart werk. Dieselfde Gees wat die son, die maan, die sterre, alles in hulle wentelbane hou, wat elke mieliekorrel laat ontspring en laat lewe, wat die babietjie vorm in elke skoot. Daardie selfde Gees kom oortuig ons harte soos verloste kinders in Christus. Maar die lewenskrag in ons is nie 'n krag uit ons eie uit nie. Dis 'n krag deur die Gees. Dis die krag van die Gees wat 'n dooie hart lewend maak, die stikkendste hart heel maak, die elendigste lewe totaal en al verander en nuut maak. Net. Ja, om 'n betekenisvolle navolger van Christus te wees, beteken om onder al die volke, tale en nasies, ja, almal met wie ons hierdie reënboogland van ons deel, God te verheerlik vir die verlossing in Christus. Enige maas, enige verskonings om dit nie te doen nie, lei daartoe dat God sy doel met my mis. En die fout lê nie by God nie. Dis ek wat opstandig is. En wie ons is daagliks met baie dinge besig, belangrike dinge, goeie dinge. Maar om deel te word van God se werk in hierdie wêreld, met al sy stikken, met al sy trane, met al sy onreg, met al die dinge wat ek en jy kan opnoem, is die grootste werk waarby elke kind van God betrokke kan raak. Weet julle hoeveel oupas en oumas deel het met my en dan sê hulle, Dominee, wie jy, ek is bekommerd oor hierdie klein kind. En nou die dag het hulle vir my 'n boodskapie gestuur. En ek weet, hulle glo in Jesus. En dan kyk jy daai oupa en die ouma in die oë. Dis 'n vreugde wat baie van ons mis. Net omdat ons hart nie 'n lied is wat sing van die verlossing in Christus. Daarom beleef ons dit nie ook hoe God ons kan gebruik om iemand se lewens nie te maak en te verander nie. Ons wil hê die dominee moet kom koffie en tee drink by ons. Maar ek self kan nie die evangelie, daai lied in my hart, met enige iemand deel nie. En hoeveel jaar sit ek dalk al in die kerk? Hoeveel jaar sê ek dalk al, ek is 'n gelowige? Broeders en susters, ons moenie uitmis op dit wat God op hierdie oomblik besig is om te doen nie. Ons hoef nie te staan en kyk hoe God groot dinge in ander mense se lewens doen nie. Hy het dit reeds in ons begin. Hy roep ons elkeen daartoe. Kom ons raak bewus van hierdie werksaamheid van God in en deur ons in hierdie wêreld, onder alle volke, tale en nasies. Kom ons sing van harte saam 'n nuwe lied. Ons het soveel om te sing uit ons hart, uit volle bors uit. Ag, kom ons roep die ganse aarde op om God te loof en te prys en te eer. Want sien, wanneer dit gebeur, dan groei ek ook in die sekerheid dat ek uitsien na daardie dag wat my Here terugkom, waarvan ons lees in die boek Openbaring en waar ons almal saam dit gaan uitjubel. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Mag die Gees in jou hart 'n lied wakker maak, 'n nuwe lied tot eer van God. Amen. Ek gaan vir ouderling Koos Venter geleentheid gee om vir ons voor te gaan in gebed.
Kom ons doen nou 'n dankgebed. Ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is altyd dieselfde. U is onbegryplik, onsienlik, oneindig groot. Hoor ons waar ons nou u troon nader met 'n diep ontzag aan u, o Heer, en dankbaarheid. Ons dank u vir al die genade wat ons van u ontvang. U wat deur u Gees ons weer vandag hier by mekaar gebring het, om na die verkondiging van u woord te luister. Gee, Here, dat ons u woord ons eie sal maak, en dat dit ons volgens u wil sal verstaan, en dat ons lewens 'n getuienis van ons Verlosser, Jesus Christus, sal wees, en dat ons 'n lied sal sing saam met al die nasies, tot u eer. Seën ook die verkondiging van u woord oor die aarde rond. Dankie, Here, dat u ook elke dag vir ons sorg, deur ons daaglikse brood te voorsien. Ons dra ook op aan u troue sorg en liefde, o Vader. Almal wat siek is, wat swaar kry as gevolg van siekte en hoë ouderdom, gee ook op u tyd uitkoms vir hulle, omvou elkeen van ons u kinders met u vaderliefde. U ken ons elkeen by die naam, en weet wat ons omstandighede ook al mag wees. Ons bid ook vir ons land en sy inwoners, waar ons tans 'n verandering van regering beleef. Laat u Gees ook daar vaardig wees, sodat die regte besluite tot voordeel van al die inwoners van ons land sal wees, en dat daar 'n verbetering in sal kom van al die terreine, so swak regering, korrupsie, misdaad, verwaarlosing ensovoorts. Dankie dat ons kan weet dat u, o God, altyd in beheer bly en nie die werke van u hande laat vaar nie. Dankie, Vader, dat ons u kinders kan wees deur die soenverdienste van ons Verlosser, Jesus Christus. Vergewe genadiglik ons sondes. Ons bid dit alles om ons Verlosser en Middelaar Jesus Christus ontwil alleen, en nie uit verdienste nie. Amen. Kom ons sluit af met die sin van skrifruiming 18:7, 1, 3 en 10. Mag die Gees ons harte rig op die toekoms wat vir ons wag in Christus. Kom ons hoop saam.
Kom ons gaan sing ons lied onder die nasies, onder die seënende hand van ons Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.